Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 4, 18 tot 24 Julie, sonde binne die kerk. Kom ons open met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat U ons weer eens die voorreg gee om uit U woord te kan bestudeer. Terwyl ons hierdie week studeer, vra ons dat U asseblief ons harte nederig en ontvanklik mag maak vir die leiding van die Heilige Gees. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13, 2 Korintiërs 2 vers 5 tot 10, 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 13, 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 8, 1 Korintiërs 6 vers 19, sowel as 7 vers 9. Geheeteks 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 Nuwe Lewende Vertaling. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 Nuwe Lewende Vertaling. Ons brein is soos 'n spons. Alles wat dit met behulp van die sintuie ontvang, steek daar vas. Die meeste van daardie dinge ontvang die brein sonder dat ons dit besef. Met ander woorde, ons neem dit op 'n onbewuslike vlak in, wat 'n goeie ding is, aangesien ons nie reguit sou kon dink as ons elke liewe brokkie inligting moes onthou nie. Tog is al die inligting wat ingeneem word in ons brein. Tot 'n mate het daardie dinge 'n uitwerking op die dinge wat ons dink, voel en doen. Dit is waarom ons, selfs as Christene, so maklik deur al die slegte dinge van hierdie wêreld geraak word. Sedert haar totstandkoming spook die kerk reeds met hierdie probleem. Waar het Sondagviering byvoorbeeld vandaan gekom? Het die Christendom dit net uit die spreekwoordelike nuut tevoorskyn gebring? Allermins, dit het 'n bepaalde oorsprong, naamlik die kulturele omgewing waarin die ontluikende kerk haarself bevind. Hierdie beginsel tree ook hier in werking in Korinte. Na sy oproep om die partydigheid te beëindig in 1 Korintiërs 1 tot 4, fokus Paulus verder op kwessies wat met seksuele losbandigheid, hofsaake, prostitusie, die huwelik en enkellopendheid te maak het in hoofstuk 5 tot 7. Wêreldse standaarde het die gemeente in vele opsigte sterk beïnvloed. Die tweespalt wat in 1 Korintiërs hoofstukke 1 tot 4 geboekstaaf word, het die weg gebaan vir die swak sedes wat in die daaropvolgende hoofstukke ter sprake kom. Hoe probeer Paulus hierdie sondes binne kerkverband aanspreek en watter lesse is daaruit te put vir die moderne kerk, gemeente en gelowige? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 25 Julie.